alles opnuut kan beleef van dit wat U vir ons gedoen het. Ja, Vader, ons wil U lof verkondig vandag. Wanneer ons die brood en die wyn neem vandag, Here, wil ons bid dat U vir ons die heiligheid van die oomblik sal het besef, dat ons dit sal verstaan. Daarom bid ons vanmôre, Here, dat wanneer ons uit die woord werk, wanneer ons die tekens gebruik, wanneer ons saam bid, wanneer ons lofsange sing, Here, dat U op die einde van die dag verheerlik word, want dit gaan alles oor U. Dankie vir die genade. Dankie vir die seëninge. Here, dankie vir die tekens van brood en wyn, en dit waartoe dit wys. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kolossense 3 vers 12 tot 15. Ek lees vir ons die 4 verse. Ou gedagte, Paulus is hier besig om te praat met gelowiges uit die heidendom. Dis nie Jode nie. Praat nie met Jode nie. Praat met gelowiges uit die heidendom in die gemeente in Kolosse. En dan begin hy hierdie woorde, dan sê hy vir hulle, julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dis die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. So, wie van ons is nog dankbaar vir nagmaal? Ek praat van regtig dankbaar vir nagmaal. Onthou toe ek 'n klein seentjie was, het ek altyd gehoor dat oupas en oumas kilometers ver met 'n ossewa moes ry om eenmal 'n jaar by die nagmaalsdiens uit te kom. En dan was dit die enigste diens wat hulle daardie jaar bygewoon het, maar dit was vir hulle 'n groot en heilige oomblik, so groot dat dit 'n 2-3 dae ekspedisie was om met 'n ossewa by die kerk uit te kom en dan nagmaal by te woon. Want nagmaal was vir hulle belangrik. En vandag kom ons weer saam rondom die tafel van die Here. Ag, en jy weet al dat wat die wyn en die brood beteken, en dat die wyn heenwys na die bloed van Christus, en dat sy liggaam wat gebreek is, en die wyn wat heenwys na sy bloed, en wat gevloei het vir ons, ensovoorts, tot vergifnis van ons sondes. En wanneer ons nagmaal vier, dan staan ons stil by die kruis van Christus, by Golgotha, by die onbeskryflike liefde van God vir mense. Maar die nagmaal herinner ons nie net aan iets wat eenmal in die verdere verlede gebeur het nie. Die nagmaal herinner ons ook aan iets vandag. Herinner ons aan hoe u en ek vandag moet leef. Want ons dankbaarheid vir God se voorsiening deur die kruis van Christus moet sigbaar word in die dankbaarheid van God se voorsiening vir elke dag se dinge in ons lewens. Ons leef mos so maklik asof daar 2 verskillende dele in ons lewens is. As die geestelike deel, dis die kerk en bid en Bybel lees en Bybelstudie en nagmaal en daai dinge, en dan is daar die gewone dinge in ons lewens. Dinge soos kos op die tafel, werk en gesondheid en familie en die geld waarmee ons deur die maand moet probeer kom. Maar weet jy dat die evangelie maak nooit daardie skeiding nie? Die Here wat sy seun gegee het vir ons redding op Golgotha is dieselfde Here wat elke dag brood op die tafel sit. Die hande wat aan die kruis deurboor is dieselfde hande wat jou elke dag dra, jou elke dag vir jou voorsien. En wanneer ons na die kruis kyk, geliefdes, dan sien ons die diepste teken van die genade van God raak. Ons het niks gehad of gedoen om ons redding te verdien nie. Ons het nie met God onderhandel vir die kruis nie. Ons het nie sy arm gedraai vir die kruis nie. Dit was uit en uit God se inisiatief gewees. Hy het besluit. Ons is afhanklik van Christus alleen. En ons sê so maklik aan die kruis het Jesus alles gegee.
Ek dink dis miskien die verkeerde woord. Maar die Bybel sê nooit Jesus het alles gegee nie. Die Bybel sê Jesus het aan die kruis homself oorgegee. Dis iets anders. Hy het homself volkome in totaliteit gegee. Daarom kan ek en jy nie vanoggend die nagmaal gebruik as 'n blote gewoonte of 'n ritueel of net nog iets nie. Elke keer is die nagmaal 'n nuwe ontmoeting met God. Elke keer wanneer ons die wyn proe en die brood proe, is dit opnuut die evangelie van Christus wat ons hoor. En juist omdat ons hierdie genade ontvang het, verander dit ons hele lewens. Sien, dankbaarheid is nie net iets wat op 'n Sondag gebeur, wanneer ons daaroor sing, daaroor bid, daaroor uit die Bybel uit lees nie. Ware dankbaarheid is iets wat elke oomblik in my lewe sigbaar moet wees. Word sigbaar wanneer ek in die oggend wakker word en vars asem in my longe kan intrek en sê, dis 'n gawe van God. Die werk wat ek het, is 'n gawe van God. Die mense wat my liefhet, is 'n gawe van God. Selfs die eenvoudige dinge wat ons so maklik is van ons spreek het aanvaar, is 'n gawe van God. Water, brood, elektrisiteit as daar is, 'n dak oor ons kop, geld in my bankrekening. Lees ander dag, iemand skryf, ek weet nie hoe waar dit is nie, hy sê as jy 'n yskas in jou huis het wat kos in het, val jy onder die 8% rykste mense in die wêreld. Ons vergeet dit maklik. Want die wêreld leer ons om selfstandig te wees, né? Ons dink om ons voorsien vir onsself. Ons sê maklik, ek het hard gewerk vir wat ek het. En ja, dit is so. Mense werk hard vir wat hulle het. Maar geliefde, selfs die vermoë om te werk is 'n gawe van God af. Selfs daardie werk waarna jy opsien om môre heen te gaan, is 'n gawe van God af. Krag om soggens op te staan, is 'n gawe van God af. Jakobus wat sê, dat elke goeie gawe kom van bo. Daarom pas dit nie by 'n gelowige om ondankbaar te wees nie. Het pas veral nie by 'n gelowige wat die nagmaal gebruik om ondankbaar te wees nie. Ondankbaarheid verduister ons geloof, maar dit maak dat ons so maklik van die gewer daarvan kan vergeet. Die nagmaal, sê ek altyd vir mense, is asof die nagmaal bring ons terug na die waarheid toe. Aan die tafel ontvang ons brood en ons ontvang wyn uit die hand van die Here. Dis eenvoudige elemente. Gewone kos en drank. Tog gebruik God die gewone dinge van hierdie wêreld om die buitengewone genade aan ons te beskryf en ons daaraan te herinner. Hy sê as dit ware, so seker as wat jy hierdie brood proe, so seker as wat jy hierdie wyn drink, so seker sorg ek vir jou siel, vir jou lewe. Die Here gee nie net die ewige lewe nie. Is die een wat ons deur elke dag dra. Is die een wat elke oomblik van elke dag voorsien, dit wat ek en jy nodig het. Dink maar aan die volk in die woestyn. God het hulle nie net uit Egipte verlos en hulle toegelos nie. Hy het hulle gelei elke oomblik van die dag. Hy het kos aan hulle voorsien elke oomblik van die dag. Daardie dingetjies wat ons as ons spreek het aanvaar. God het dit vir Israel voorsien elke oomblik van die dag. Die God wat verlos, geliefdes, is ook die God wat voorsien elke dag. En wanneer die volk begin murmureer en kla, dan wys dit hoe maklik mense die wonder van God se sorg vergeet. Ag, doen ons nie maar dieselfde nie. Is ons nie maar baie keer dieselfde nie. Ons bid vir hulp en wanneer die Here voorsien, dan raak ons weer gou gewoond daaraan en ons gaan aan met ons lewens. Ons sien nie meer die genade van God in die gewone dinge nie. Ons sien dit net nie meer nie. Ek weet wat ek is skuldig daaraan. Daarom kom die nagmaal op 'n oggend soos hierdie en hy roep ons op tot nuwe oë. Dit is net op 'n nuwe manier sal kyk. Oë wat God se goedheid en sy guns en sy genade in die alledaagse dinge raak sien. Dat wanneer ons vanoggend hier sal uitstap, dat ons sal leer om met verwondering te leef, net oor die genade van God, wanneer ek ook môreoggend by die baas se kantoor instap.
Die Here voed ons. Dis God wat ons dra. Hy verlaat ons nie. Hierdie boek is opgeteken oor duisende jare se geskiedenis en in hierdie boek, geliefdes, is daar nie een ding opgeskryf waar God iemand gedrop het nie. Hy gaan nie by my en jou begin nie. Hy gaan dit nie met ons doen. Hy bly die getroue een. Selfs in moeilike tye, selfs in tye van bekommernisse, van onsekerheid, van groot krisisse, bly God die getroue een. Ek wil u uitdaag, kom sit een aand op die finansiële kommissie vergadering, dan gaan jy sien dit waarvan ons hier praat. God bly die getroue een. Ten spyte van. En weet jy, dit beteken nie dat die lewe altyd maklik is nie. As mense wat vandag swaar kry, as mense wat in hierdie komende week by jou oop graf gaan staan, onder finansiële druk is, ander dra hartseer, siekte, eensaamheid, saam met hulle. Party bid al lank vir uitkoms. Maar weet jy, juis dan kry nagmaal soveel meer betekenis. Want die sigbare tekens wat God vir ons gelos het, om ons daaraan te herinner dat God my en jou nooit sal vergeet nie. Nooit sal vergeet nie. Christus het nie vanuit die hemel uit op 'n afstand na ons nood gekyk en gesê, ek red julle sommer van hier af nie. Hy het homself verneder, sê Paulus in Filippense 2. Hy het die gestalte van 'n mens aangeneem. Hy het homself nog verder verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan 'n kruishout te sterf. Jesus het in ons wêreld kom instap. Hy het ons nie uit die hemel uit gered nie. Hy het in ons wêreld kom stap. Hy het deurgegaan. Hy weet wat ons deurgaan. Hy het ons lyding en skuld op hom geneem. En daarom kan ek en jy weet dat dieselfde Here wat sy lewe vir ons gegee het, sal ons nie los nie. Paulus sê dit so mooi in Romeine 8. Ag Fred, ek het nou nie vir jou ding gebring nie. Net by 2 skyfies aangaan nie, asseblief man. In Romeine 8 skryf Paulus dit so mooi in vers 32 en ek wil dit vir ons lees uit die boodskap vertaling. Kyk hoe mooi sê hy dit. God gee so baie vir ons om dat hy nie eens sy eie seun se lewe gespaar het nie. God het hom in ons plek laat doodgaan. As hy bereid was om so ver vir ons te gaan, sal hy mos enige iets vir ons doen. Hoor jy dit? Dis die hart van die evangelie. As God sy grootste geskenk reeds gegee het, sy eie seun, hoe kan ons dink dat hy vir een oomblik ons nie in die kleiner dinge sal dra nie? Daarom leef ons as gelowiges nie uit vrees nie. Ons leef uit verwondering, uit vertroue, uit dankbaarheid, uit nederigheid. Maar hierdie dankbaarheid gaan verder. Hierdie dankbaarheid is nie net iets wat in ons elke dag se lewens moet sigbaar wees teenoor God nie. Hierdie dankbaarheid moet ook sigbaar wees in ons verhouding met ander mense, sê Paulus vir ons in ons teks vanmôre. Wanneer ons onthou hoe mildelik God vir ons gegee het, geliefdes, kan ek en jy nie hard en selfsugtig teenoor ander mense leef nie. Wanneer ons onthou hoe God vir ons sorg. Wanneer ons by die tafel van die Here aansit, herinner die Here ons dat almal van ons leef maar net uit sy genade, uit niks anders nie. Elkeen van ons staan elke oggend bakkant voor die Here op soek na 'n dag se genade. Daarom word ons geroep om self mense van genade te wees. Om te deel met hulle wat dit nog nie beleef het nie. Om dankbaar te wees, eerder as om gedurig te kla. Om met oop hande te leef, omdat God teenoor ons met 'n oop hand leef. Ek sal jou seën dat jy 'n seën vir ander sal wees. Klink dit bekend? Dit was God se woord aan Abraham in Genesis 12 vers 3 toe hy die verbond met Abraham gesluit het. Ek sal jou seën. Maar Abraham, dis nie waar dit stop nie. Jy moet hierdie seën vat en jy moet 'n seën vir ander mense gaan loop wees. Die wêreld rondom ons word maklik vasgevang in ontevredenheid. Mense wil altyd meer hê, meer suksesvol wees, hulle wil meer sekerheid hê, hulle wil meer beter en mooier en groter hê, maar weet jy, die evangelie leer ons 'n ander pad, geliefdes.
Het leer ons dat ware rykdom nie lê in hoeveel ek besit nie, maar dat ware rykdom lê aan wie ek behoort. By die nagmaal hoor ons weer hierdie 4 woorde: jy behoort aan Christus. Jy behoort aan Christus. Jy's gekoop. Duur. Jy's deel van die familie van Christus. Paulus skryf vir heidene en hy begin dit deur vir hulle te sê, julle is die uitverkore volk van God, as jy in Christus is. Daarom kan jy selfs in eenvoudige dinge vreugde vind, want alles kom uit die hand van die Vader. Wanneer ons dus vandag die brood eet en die wyn drink, laat ons dit doen met diep dankbaarheid. Dankbaarheid vir die kruis, dankbaarheid vir vergifnis, dankbaarheid vir genade wat ek en jy net nie verdien nie. Maar laat ons vanoggend hierdie tafel verlaat met 'n nuwe dankbaarheid vir die gewone gawes van elke dag. Vir brood op die tafel, vir vriende wat saam met ons die pad stap, vir werk, vir rus, vir liefde. Want elke goeie gawe getuig uiteindelik van die goedheid van God af. Mag die Here ons harte so verander dat ons hele lewe net 'n dankoffer word. Nie met woorde nie, maar met die manier waarop ons leef. Dat mense in ons dankbaarheid iets sal sien van die Here wat homself vir ons gegee het. Veral teenoor diegene wat niks vir ons kan terugdoen nie. En dat ons totdat hy weer kom sal leef as mense wat onthou, die kruis van Christus is die bron van alle genade. En uit daardie genade vloei die voorsiening vir jou en vir my elke oomblik van elke dag. Kom ons bid saam. Here, wat ongelooflike besef om te verstaan dat dit wat U doen, Here, dit wat U gedoen het en steeds elke oomblik van elke dag doen, Here, dit vul ons met dankbaarheid vanmôre. Net om weer opnuut te kan besef dat ons niks gedoen het om dit te verdien nie. Dat daar niks is wat ons het, wat nie uit U hand uitkom nie. Elke gawe in ons lewens kom uit U hand uit. Here, en wanneer ons vanoggend die brood en die wyn neem, is ons gebed dat ons net weer opnuut daardie dankbaarheid sal beleef. Dit sal ervaar. Vader, dankie dat U vir ons sorg, vir ons voorsien. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.